Goeienaand, ryklike seën vir een en elk in Christus Jesus. Daar is 'n gedeelte in die boek van Prediker, in die eerste hoofstuk, wat vir ons 'n sleutel gee oor hoe om profeseë te ontsluit en hoe om te kyk na profeseë. En dis eintlik 'n eenvoudige en maklike prinsip om te verstaan. Salomo skryf hier vir ons in die eerste hoofstuk vanaf die vers 9. The thing that have been, is it that which shall be, and that which is done, is that which shall be done. There's nothing new under the sun. So dit wat was, gaan weerkom, en dit wat is, was ook reeds gewees, maar dit gaan ook weerkom. En met profeseë werk hierdie ding meestal in drie's. Ons sien die bou van Jerusalem, ons sien die val, die herstel, die val, weer geherstel, hy gaan weer val. Ons sien die tempel, gebou, verbrand, dan gaan weer 'n tempel gebou word, en die antichrist gaan homself daarin kom sit, asof hy God is. Hoekom deel ek dit vanaand met jou? Want ek wil vir jou 'n baie diep waarheid deel uit die woord van die Here. En hierdie waarheid kom uit 1 Samuel 8. Die volk kom by Samuel en vra hulle wil graag 'n koning hê soos die nasies rondom hulle. En hierdie ding sit nie lekker met Samuel nie. En wat 'n les vir ons elkeen. As dinge nie goed gaan nie, gaan hoor eers by die Here. So Samuel gaan en hy gaan bid. En kom ons lees vanaf vers 7. And the Lord saith unto Samuel, hearken unto the words unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. In konteks, die Here is die God en die koning van Israel. En hier in Samuel sê die Here, dis vir my wat hulle reject as king. It's for me that they are rejecting Samuel, it's not you. Hoekom is dit belangrik? Want dit het die eerste keer gebeur. En hier gebeur dit die tweede keer. As ons gaan kyk na die boek van Johannes, the Gospel according to Saint John. En dit is nou waar Christus voor Pilatus is. So hier het Israel Christus nou verwerp. Hoor mooi, ek sê Christus het hulle verwerp in die Ou Testament. As koning. Hulle doen in die Nuwe Testament presies dieselfde. And it was the day of preparation for the Passover, and about the 6th hour, and he saith unto them, Behold your king. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Should I crucify your king? And the chief priest answered, We have no king but Caesar. Then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. In die Ou Testament het Israel Christus verwerp as hulle koning, en in die Nuwe Testament het hulle dit weer gedoen. Volgende keer as hy gaan kom, of wanneer hy weer gaan kom, gaan hulle ween en tree oor hom. Wat 'n groot getuienis, wat 'n groot openbaring. Dit is kennis en insig en wysheid wat net kan kom as jy die skrifte bestudeer, as jy gevul is met die Heilige Gees, dat jy die woord kan oopbreek. So elke keer as jy 'n profesie nou teekom, kyk na hom op 3 vlakke. Waar hy was, waar hy die tweede keer gaan kom, of waar hy die tweede keer reeds gaan kom het, waar hy die derde keer gaan kom. Alles in 'n voorspoed. Mooi loop.